Voordat ons saam lees, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U naam kon grootmaak deur ons sang. Dankie dat ons U kon aanbid deur ons sang. Dankie dat ons nou kan vra, U woord wat ons gaan lees, breek dit oop. Help ons om te verstaan, help ons om dit te kan toepas, sodat die wêreld kan glo. Ontmoet ons vanaand, Here. Neem alles weg wat skeiding maak tussen U en ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan 'n klomp tekste lees uit Daniël uit. Daniël 1 vanaf vers 1 en 3 tot 8 was die eerste gedeelte wat ons gaan lees. In die 3de regeringsjaar, is julle by Daniël, is julle reg? My Bybel 816, maar dit verstaan ons nou maar van, maar jy kan naaste by daar wees, as jy Esegiel gekry het, as Daniël by dit. Ek lees vers 1, in die 3de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Vers 3 tot 8, die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte beveel, om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, om die koninklike gesag, uit die koninklike gesag en uit die gesag van vername mense. Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam, in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang, en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hananja, Misael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Belsasar genoem, Hananja Sadrag, Misai was Mesach en Asaria was Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. En dan van 12 tot by 16 toe, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jongmanne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevinding van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jongmanne wat van die koning se kos geëet het. Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. En dan die volgende gedeelte is hoofstuk 3, ook vanaf vers 1 en dan 3 tot 8. Ek gaan eers daai stukkie lees. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dura-dal in die provinsie Babel. En dan van 4 tot 6, 'n aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp en ander blaas of musiekinstrumente, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. En dan 13, toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. En dan by vers 16, Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ook red uit ons uit u mag uit. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.
En dan die laaste gedeelte is, of voorlaaste gedeelte, hoofstuk 4 vers 1 of vers 17, wat sê, hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat waghou, die engele en hulle maak hierdie beslissings bekend. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mense daarvoor aan. Eintlik sommer net 'n belydenis oor daai en dan hoofstuk 6, 1 tot 3, Darius die Mediër het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Vers 3, oor hulle was daar 3 ministers van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. En dan 8b, die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Mediërs en Perse. En dan, toe Daniël hoor van die dekreet wat uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se vensters het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voorgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om hom te prys en te aanbid en te dank. In die laaste gedeelte by vers 26, koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig en gesê, voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees, geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Ons tema vanaand is sodat die wêreld kan weet, sodat die wêreld kan glo. En ek wil sommer net so interessantheid, ons het nog gisterand gepraat oor jy moet stilte tyd hou en dis belangrik, want dis die woord van God, jy moet die woord van God, die stem van God moet jy ken en dat ons dit ook sal gebruik dan nou. En so ek wil eintlik net vra, kan jy nog onthou wat jy vanoggend gelees het? Kan jy onthou waar dit staan? Kan jy onthou wat was die boodskap wat God op jou hart gelê het? Dis belangrik. Dis belangrik want dis die taal wat ons gebruik. En soos ons vorder, vra jy dalk ook hierdie vraag, hoekom moet ek die Bybel lees? Hoekom moet ek in 'n persoonlike verhouding met die Here lewe? Christen wees is 'n manier van lewe. Christen wees is 'n manier van doen, is 'n manier van dink. En alles in Christen wees draai om die koninkryk van God. Sy koninkryk, sy eer, sy heerlikheid met ons as instrumente daarvan. Die wêreld kom ons nou nie in die kerk nie. By geleentheid dalk as hulle gegooi word, of met water, of met konfetti, of met kluite. Dis wanneer die wêreld in die kerk kom. So, dis gooi mense, so, dis wanneer hulle in die kerk kom. Maar, God het in gedagte, dat die evangelie na die markplein toe sal gaan. En wat beteken dit nou presies? Moet die dominee nou gaan en op die straathoeke gaan staan en preek? Ja, seker by geleentheid. Maar ek dink God het in gedagte dat die boodskap, dat die evangelie, dat die hart van God, dat die bediening van wat Jesus Christus begin het en gesê het, gaan uit, dat dit deur die lidmate in die week
na buite toe sal gaan. Ons woon in 'n land wat 'n klomp mense nie kan lees en skryf nie. Ons woon in 'n wêreld waar die statistiek van hulle wat met begrip lees en skryf so laag is dat jy eintlik kan aanvaar dat baie min kan lees en kan weet wat hulle lees, wat dan staan. So hulle lees of nie die Bybel nie, of hulle het 'n Bybel en lees hom nie. En God se boodskap is dat ons bedienaars van die woord sal wees. Dat ons die boodskappers van sy woord sal wees. Ek dink as 'n mens in Europa gaan kyk, dan is daar hierdie groot kathedrale wat uit die donker en middeleeue uitkom, en die boodskap wat daar gebring was in Latyn gewees. So niemand het eintlik eers verstaan, want hulle kon nie Latyn verstaan het nie. So, maar dis in Latyn gepreek en die prediking of gelees en dit die prediking is dalk hier en daar verduidelik in die taal van die groep waarin hulle is. Maar dan was daar beeldhouers wat op die kant en die rand van die kerk het hulle eintlik eenvoudige verhale met beeldhouwerk gedoen. Sodat doodgewone mense kon sit en na hierdie beelde kyk en dan weet dis wat God sê. Dis eintlik die boodskap wat God wil bring. En mense sou kon sê, in die koninkryk van God is sy kinders deur die beeldhouer en sy beeldhouwerk gevorm dat die mense op die markplein die boodskap verstaan. Ons is God se instrumente, ons is God deel van sy beeldhouwerk, en die verhaal wat ons vertel is eintlik veronderstel om God se storie te wees. Is dit wat gebeur wanneer mense na die beeldhouwerk van my en jou kyk? Watter boodskap kry mense wat jou dophou? Die wêreld wat begeer om mense te hê wat dit wat hulle Sondag hoor, Maandag, Dinsdag, Woensdag tot Saterdag te leef. Die wêreld begeer sulke mense. Daniël en sy vriende was sulke mense gewees. Mens sou kon sê dat die jonge Daniël, die tiener seun Daniël, wie se hart by God was, hy en sy maats is deur hierdie heidense koning Nebukadneser ingevoer om diens te kom doen vir hulle. Daniël en sy vriende onmiddellik afgesny van dit wat vir hulle bekend was, dit waaraan hulle geglo het, dit wat hulle hart by was, en hulle word onderwerp aan Babyloniese opvoeding en invloed. Hulle kry Babyloniese name en hulle kry almal Babyloniese werke. Ek dink binne hierdie milieu dink jy mos nou, maar dis die druk wat op hulle uitgeoefen word, so hulle gaan ingee en hulle gaan toegee en hulle gaan verslap. Maar Daniël en sy vriende se harte behoort aan die Here. En hulle het steeds gedoen wat God verlang het. En hierdie drukgroep van die Babyloniërs sê God, jy mag nie afgodsvleis eet nie. Dis die heel eerste ding. En dan besluit Daniël en sy vriende, maar ons gaan dit nie eet nie. Hulle sê ons moet dit eet, maar ons gaan dit nie eet nie. En dan sê hulle, maar doen net 'n proefneming. Ons gaan nie dit eet nie. Geef vir ons groente en water, dis vir ons genoeg. Doen 'n proefneming en kyk of ons verswak,
kyk of ons slegter word, kyk of ons swakker is. En na 10 dae, dan is die bevinding dat hulle anders lyk, beter lyk, dat dit met hulle beter gaan, dat die God aan wie hulle behoort sigbaar is, en dan maak hierdie persoon die vergunning en dan sê, julle hoef nooit van die afgodsvleis te eet nie. Mense wat die guts en die lewensmoed gehad het, mense wat teen die stroom opgegaan het, mense wat termostaat Christene is en was in daardie tyd. 83% mense sê vandag hulle grootste vrees is to be different, om anders te wees. Daniel en sy vriende sê vir 'n hele land, maak julle wat julle wil maak. Ons gaan nie. Ons gaan nie hierdie ding doen nie. Mooier, gesonder amptenaar sê, julle kan vir altyd net hierdie eet wat julle eet. Hulle hardloop nie weg nie. Hulle gaan kruip nie weg nie, omdat hulle 'n Christen is nie. Hulle doen nie mee nie. Wat doen hulle? Hulle bid. Hulle vertrou God. En dan werk dit. Of dit werk. Want wat hulle doen, is wat God se wil is. En ons is God se verteenwoordigers, en ons is sy beelddraers. Ons is die sout vir die aarde, en ons is die lig vir die wêreld. En hy wil ons as verteenwoordigers op die markplein hê. En hy wil daar waar jy is, of jy die boer is, en of jy die onderwyser is, en of jy die klerk is, en of jy die bankbestuurder is, en of jy 'n skoolier is, jy's namens God daar. En daar moet jy die verskil maak. Daar moet ek en jy sê, dit is wat die Here sê. En daarby staan en val ek. Ek gaan nie toegee, omdat jy dit van my verwag nie. 'n Mens kon sê, dink ons het die eerste dag gesê, as jou godsdiens jou nie verander het nie, dan moet jy dalk jou godsdiens verander. Want wanneer die lewende God jou lewe aanraak, wanneer die lewende God deur sy gees in jou woon, wanneer die lewende God jou deur sy gees lei en wys, verander jou lewe. Val die stukke wat nie pas by 'n kind van God nie, van jou lewe af. Jy bely dit, jy stap daarvan weg, en jy's 'n nuwe mens. En jy vernuwe daagliks. Ons sou kon sê, om 'n getuie van God te wees, is, dat jy en jou God kan meer doen, as wat die wêreld en sy afgode kan doen. 'n tweede les wat ons leer by Daniël is in hoofstuk 3, waar Nebukadneser hierdie massiewe beeld maak en sê op 'n bepaalde punt gaan daar 'n siter, 'n fluit, 'n trompet, 'n iets wees, en dan moet almal stil staan. En dan moet almal buig voor hierdie beeld. En dan besluit die 3 vriende van Daniël, maar hulle gaan nie dit doen nie. Want dit is nie wat God van hulle verwag nie. Hulle kan nie die lewende God van Israel, aan wie hulle harte behoort, dien, en hulle buig voor hierdie beeld nie. Maar daar is 'n dekreet uitgevaardig wat gesê het, as jy dit nie doen nie, dan word jy in 'n oond gegooi. En dis moes almal afskrik.
En dan sê hierdie 3 vriende, wat dan nou voor Nebukadneser kom, omdat hulle skuldig is, hulle het nie gebuig nie. Dan sê hierdie 3 vriende, en dit maak my so opgewonde, of ons God ons sal help, dit weet ons nie. So 10-1 verskroei ons nou hier binne in. Maar dit maak nie saak nie. Ons gaan nie buig nie. Ons buig nie voor afgode nie. En dan gooi Nebukadneser hulle in die oond in. 'n oond in ons huis. Julle, ons is nuuskierig. Ons bly kyk en die koeke val plat en die brode val plat en die beskuit val plat. Want ons maak dit almekaar oop om te kyk. Ek is baie diskreet, ek maak hom net so oop en nou loer ek nou so daarin. Maar die haan glo hy moet 90 grade oop wees, wat sy lekker kan sien. As ons daai reuk kry by die huis, maak ons daai oond oop. Ons loer deur die glas, ons wil kyk hoe kook dit daar binne. Dis vir ons baie, baie, baie lekker. Dis iets in ons huis. Dis amper soos koffie drink ook. Is 'n oond en 'n ketel is absoluut iets waarsonder ons nie kan funksioneer. Ons het daarom nou 'n airfryer. Dit gaan fantasties met die airfryer, maar jy kan nie binne sien nie. Jy sien, jy kan hom uittrek en dan kan jy weer terugdruk, maar ek voel ek daar 'n bietjie van die hitte verlore. Dan smaak dit soos hy. Nebukadneser is net so nuuskierig oor die oond. En Nebukadneser sit by die oond. En dan sien hy 4 mense en het net 3 ingesit. En dan sê hy, ek glo in die God wat julle aanbid. Ek glo in hierdie God. Van vandag af vaardig ek 'n dekreet uit dat niemand die afgode mag aanbid nie. Die derde les wat ons by hierdie termostaat kind van God leer, is wanneer Daniël hierdie opdrag kry en wanneer daar vir hom gesê word dat ook jy wat in 'n posisie is, jy wat gegroei het en jy wat in die topsport van die hiërargie in hierdie koninkryk in Babylonië is. Jy gaan die koning aanbid. Jy gaan die koning aanbid, of jy word onthef van alles en ons vat jou hier weg. En gaan lees wat daar gebeur. Dan staan daar Daniël het soos wat sy gebruik was, na sy kamer toe gegaan, wat in die rigting van Jerusalem was, 3 keer per dag, sê net ek aanbid nie die koning nie, ek aanbid die lewende God. En dan sê die koning, maar as jy dit nie doen nie, gooi ons jou in die leeukuil. Jy gaan in die leeukuil beland, jy gaan leeuvoer wees. Weet jy hoe honger is hierdie leeu's? Daniël, laaste kans. En dan sê Daniël, nee. En dan word hy ingegooi, en dan doen die leeu's niks nie. Wat niemand kan verstaan nie. En dan kom hy uit, en dan sê die koning die volgende, ek gee hiermee opdrag, dat in my hele koninkryk
die God van Daniël gevrees en geëer word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry, hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu gered. Jesus Christus hang aan 'n kruis en sterf. En daar's donkerte en dit bewe en die Romeinse offisier staan en sê, hy was waarlik die Seun van God. Die markplein, ek en jy, het miskien ook 'n oond, omstandighede, iets wat maak dat jy eintlik soos Jesus in Getsemane wil sê, vat dit asseblief van my weg, Here. Maar dan sê Jesus nog, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Kan jy dit vanaand sê? Om in jou oond te wees, en jy weet jy kan niks verander nie, al wat jy kan doen is om te sê, help my, Here, help my asseblief. Ons lees daar, hulle klere het niks oorgekom nie, en hulle het nie eers na rook geruik nie. Filippense sê, elke knie sal buig, en elke tong sal sê, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ek en jy in die leeukuil, ek en jy in die oond, ek en jy wat geforseer word om goed te doen, wat God sê, moenie dit doen nie. Staan ons op God se woord en sê, Here, ek gaan hier moet deur, en weet, dat die wêreld kan glo. As Daniël weggehardloop het, dan het Darius nie geglo nie. As die 3 vriende weg sou hardloop, het Nebukadneser nie geglo nie. As hulle 4 geëet het, dan het die amptenaar nie geglo nie. God plaas my en jou in situasies waar mense angstig kyk. Wat maak jy nou? Wat maak jy nou? Is jy besig om te glo? Is jy besig om jou vertroue in die Here te plaas? Is jy besig om weg te hardloop? Wat doen jy? Wat doen God se kinders? Mag ons opnuut bely soos ons gewoonte is. U is die Here, ek slaan my op na U. U is die begin en volëinder van my geloof. U is die een sonder wie ek nie een tree vorentoe gee nie. U is die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. U is my God. U sorg vir my. Omdat U by my is, daarom struikel ek nie. En voordat dit 30 minute is, wil ek hierdie stukkie sê. Ek het vanoggend die voorreg gehad om saam met 'n familie by 'n roudiens te wees en hartseer te wees.
En ek kyk nou maar so op die venue na alles wat mooi is en is mooi en is mooi. En ergens staan daar 'n kruis. En voor die kruis staan: wees stil en weet, ek is die Heer. Mag ons hier uitgaan en stil wees, wat ook al ons omstandighede is, wat ook al ons uitdagings is, hy is by my. Amen. Hemelse Vader, U soek verteenwoordigers op die markplein. Waar ons is en waar U ons plaas, het 'n baie goeie rede hoekom ons daar is. Help ons dat ons nie toegee nie. Help ons dat ons nie kompromieë aangaan nie. Help ons dat ons nie weghardloop nie. Help ons dat ons staande bly. Want U sorg vir ons en ons hulp is van U. Toe Moses homself met die volk teen die see vasloop, het U gesê: wees julle maar kalm. God self sal vir julle veg. En dankie. Dankie dat ons toetse en beproewings het op ons pad, sodat die wêreld kan glo. En ons prys U daarvoor. Mag elke tong bely en mag elke knie buig en erken dat Jesus die Seun van die lewende God is.